Okay, so kom ek voor ek vergeet wat die gedagte is wat ek het huidiglik. Hierdie is just a one take fucking video. Ek is jammer vir my swearing. Ek gaan nie baie vloek nie, ek gaan probeer. Maar ek gaan nou net vir julle sê, hierdie is a one take all. Daar's nie second take of ek gaan nie my video's edit nie, ek gaan nie. Dit wat ek gaan sê is dit wat ek gaan sê, want dit is wat ek wil doen. Ek wil authentic wees, ek wil eerlik wees met julle. Daar is no sugar fluff whatsoever. So, waarop die eerste subject wat ek wil oor praat is, hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? Hoekom gebeur goeie goed met slegte mense? Nou, kom ons wees eerlik, ouens. Kom ons gaan kyk so bietjie. Gaan kyk in jou realiteit. Gaan kyk wie jy as mens is. Wie het vir jou gesê dat jy moet goeie goed doen om iets te kan verdien? Wie? Wie het vir jou gesê dat jy moet 'n goeie karakter wees deur om vir ander mense goed te doen, vir ander mense goed te sê, vir ander mense te help, jy moet goeie dade doen, jy moet reg leef, jy moet al hierdie goeders doen om iets te ontvang? Wie? Waar? Okay, jy's 'n goeie mens, reg? Yes. Jy het 'n goeie hart, jy doen alles vir al hierdie mense, jy gaan werk toe, jy kom nooit laat nie, jy is onderdanig, jy is respekvol, jy doen al hierdie goeders, maar jy kry nie 'n goeie salaris nie. Jy word dalk nie eers betaal vir dit wat jy doen nie. Mense loop oor jou en hanteer jou so sleg, maar jy's 'n goeie mens. Hoekom gebeur dit met jou? Hoekom? Is dit nie jou reg om iets te verdien nie? Is dit nie jou reg om beloon te word nie? O, jy is siek. Jy het siekte. Okay? Nou bid jy. Reg? Jy doen. Jy glo en jy prys. Hoe bid jy? Smeek jy? Gaan jy op jou knieë en vra, asseblief, moet net nie laat ek hierdie siekte het nie, asseblief laat hierdie siekte weggaan, asseblief ek wil genees wees, asseblief bless my, asseblief ek sal al hierdie goeie goeders doen en wees en die beste wat ek kan en asseblief moet net nie laat ek hierdie siekte het nie. Is dit jy? Okay. Nou, hier is 'n ander vraag vir jou. Waar is jou gedagtes? Wat dink jy die heel dag wanneer jy oor hierdie topics dink? Het jy 'n armsalige mindset? Is jy die een wat die heel dag dink, frek, ek het nie brood vir môre nie. Hoe gaan ek maak? Ek moet gou 'n plan maak sodat ek gou geldjies kan inbring en gou ekstra werk doen en of ek moet geld leen of ek moet iemand vra of jy vat alles in jou eie beheer want jy is so bang dat jy die dag van môre nie gaan genoeg hê om by te kom hê. Want jy het 'n armsalige denkwyse. Wat jy is van jou hart loop oor vol in jou gedagtes en in jou mond, en dit wat jy sê en wat jy dink en wat jy praat, is dit wat op die einde van die dag in jou lewe gaan gebeur. En dit is nie 'n storie wat ek opmaak, jy kyk in jou eie lewe. Die ou wat so sleg is, hy is die horribleste persoon, hy het die slegste karakter, hy is die persoon wat niemand van regtig hou nie, want hy doen absoluut niks, hy is synig, hy wil niks deel nie, hy het al hierdie geld en die wêreldse geld, maar hy is so ongeskik. Hoekom word hy gebless? Hoekom het hy so baie finansies? Hoekom is hy so suksesvol? Gaan kyk. Het hy 'n denkwyse van iemand wat onsuksesvol is? Of is hy die persoon wat actually die hele dag sit en dink, ek het genoeg om van by te kom, ek het nie nodig om te worry oor die dag van môre nie. Want alles kom na my toe gemaklik, want ek is suksesvol, finansies vloei na my toe, gemaklik, ek het nie nodig om hard te werk om te kry wat ek wil hê nie, want
dit is my voorreg om dit te kan hê. Wie het vir my gesê dat dit is nie my voorreg om gebless te word met finansies nie? Want sy denkwyse is van iemand wat suksesvol is met abundance. Reg of verkeerd? Gaan dink daaroor. Dit is nie rocket science nie. Kom ons kyk gou. Is dit of ek verkeerd is of reg is? Sê vir my. If you believe to be the poor man believes that he is poor, hy gaan poor bly. If you believe that you are rich, you will be rich. Dit het niks te doen met jou as persoon, wat jy reg doen, wat jy verkeerd doen, of jy jou hart op die regte plek is of nie, dit het niks met dit te doen nie. Dit het alles te doen met jou denkwyse, want jy is geskape met, en jy die free will to choose. Jy choose to be poor, you choose to be not abundant. Jy worry oor die dag van môre, want jy het nie genoeg, jy glo nie genoeg dat dit na jou toe sal kom nie, want jou default mindset is nie so gestel nie. Jy dink dat jy moet hard werk om iets te verdien. Jy moet jouself doodwerk om suksesvol te wees. En, ek praat nie eers oor die affirmations wat jy as kind mee groot geword het nie. Dat geld groei nie op my rug nie. Geld kom nie van die bome af nie. Jy moet werk vir dit wat jy wil hê. Ryk mense is selfsugtig. Ryk mense, geld is evil. Geld is nie evil nie, dit is 'n freaking aardse ding wat mense sê dit is evil. Wat? Waar? Alles is van die skepper gemaak en jy sê dat dit is nie, dis duivels. Hoekom? Omdat dit nie vir jou gewerk het nie? Omdat dit nie vir jou uitwerk om suksesvol te wees nie? Nou maak jy dit 'n slegte, jy gee 'n slegte assumption, jy label dit sleg, want dit is hoe dit is. Dit is nie. Verander jou denkwyse. Verander jou denkwyse. Deur om anderstens te dink en te glo, en jou lewe gaan verander. Kom ons vat twee verskillende mense. Albei was suksesvol gewees, maar die een persoon het 'n mindset van 'n armsalige mens. En die ander ene het 'n mindset van 'n suksesvolle persoon. Hulle albei verloor alles. Alles. Dink jy die persoon wat suksesvol denkwyse het, gaan agteroor sit en wag dat iets na hom toe kom? En huil daaroor en worry oor hoe hy weer op sy voete gaan kom? Kom ons wees eerlik. Hy gaan nie. Hy gaan weer suksesvol wees in 'n bitter baie kort tydjie. Maar die persoon wat in 'n victim state is, te glo dat, frak, hy gaan eers en dink oor al hierdie goed wat verkeerd gegaan het, en hy spiral, en hy voel sleg oor sy omstandighede, en hy mope daaroor, en hy sit en dink die hele tyd oor wat verkeerd gegaan het, in plaas van om positief te wees en te dink, ag nee man, dis okay, dit is net omstandighede. Dit is net 'n toets, dit is net iets wat, dit is nie iets wat net aanhou gaan gebeur nie. Ek weet ek kan 'n sukses daarvan maak, want dit is my birthright to have what I want. It's my birthright to be abundant. I just choose. I need to choose. What? Wil ek abundant wees? Wil ek freaking armsalig wees? Wat se een wil jy wees? En dan, as jy dit so dink, sê dankie. Ek is so bly en dankbaar dat ek is suksesvol. Alles kom na my toe met gemak. Dit is my geboortereg om dit te kan hê en te wees en te doen wat ek wil hê. Ek het nie nodig om myself dood te werk om suksesvol te wees nie. Ek kan eintlik doen wat dit is wat ek wil doen, want waarvoor ek lief is, wat my passie is, en daar gaan nog steeds meer as genoeg wees en kom daarvan. Of gaan jy die victim state wees? Ek moet iets doen omtrent dit. En die ander ding is, ouens, jy en ek en albei, almal is baie skuldig daaraan. Ons wil graag in beheer wees, hoe dit na ons toe kom. Maar dit is waar blind faith vandaan kom. Meaning, onverwaarlike glo, meaning, nie soos
ek dink en hoop dit gaan gebeur nie. Weet, met conviction, dat dit is alreeds joune. Weet with conviction that you don't need to worry how it will come by because it's already done. Daar is geen storie in hierdie leeftyd wat nie geskryf is alreeds vir jou wat uitspeel nie. Die enigste ding wat jy nodig het is om te doen, is om duidelik te wees wat dit is wat jy wil hê. Wat is dit wat jy wil hê en jy gaan en jy dink en sê dankie vir dit wat dit is wat jy reeds het en jy fokus glad nie eers aan die omstandighede of die kondisies as dit die teenoorgestelde is nie. Punt einde van die storie, dit maak nie saak nie. As jy wil negatief wees, well guess what, you are going to receive negativity. If you're going to be a victim of your own freaking life story, then you're going to be a victim for the rest of your life. Daar is nie 'n verskoning nie, dit het niks te doen met jou as 'n persoon nie. Jy kan die horribelste persoon wees, maar jy kan super suksesvol wees. Dieselfde met gesondheid. Het jy 'n gedagte in jou kop gehad, een van jou ouers het kanker gehad, en jy word groot met hierdie denkwyse, die dokter het gesê dat daar is 'n baie groot kans dat ek kan kanker kry, want dit is in my familie se gene. En dat daar is 'n baie groter kans dat ek die siekte gaan kan hê. Wel weet jy wat, jy het nou so pas yourself convict with illness. Jy het so pas jou denkwyse en dit wat jy dink en glo, glad maak dat daar 'n kans is dat jy dit gaan kry. Hoeveel keer het jy dalk al gefokus, daar's niks fout met jou nie, jy het 'n maagpyn. En jy outomaties, ek dink ek het dalk moontlik kanker. Of ek het 'n maagseer. Jy het geen bewyse van dit nie, maar jy convict jouself met dit. Die oomblik wat jy sê ek is, en wat ook al na die tyd volg, is 'n conviction wat jy vir jouself klaar geskryf het. Klaar. Whatever you say ek is, I am, you convicted yourself with it. Klaar, einde van die storie. So, gaan jy 'n victim state, gaan jy jouself 'n victim maak van jou omstandighede, of gaan jy actually iets omtrent dit doen en dit verander? Gaan jy jou denkwyse en dit wat jy glo 'n bietjie gaan nakyk en nasien en besef dat jy is die een wat die storie vir jouself skryf? Of gaan jy iemand anders buite jou blameer vir jou omstandighede en dit evil maak omrede dat is hoe dit is, daar iemand buite het my lewe en my omstandighede kak gemaak. Daar was iemand gewees wat ietsie gesê het en dit was nie van wie af dit moet wees nie, dit is nie van God af nie. Jy het die krag en die mag om jou gedagtes te verander deur om andersins te dink en te sê. Of daar negatiewe gedagte in jou kop is, dit beteken nie dit is van iemand andersins af wat nie vir jou is nie. Elke gedagte kom van God af, of dit nou negatief, positief of indifferent is, it doesn't matter. You choose wat se negativiteit jy daaroor gaan dink of sê. Maak jy dit 'n negatiewe ding of sê jy dit is 'n positiewe ding? Onthou, jou negatiewe gedagtes is 'n blessing. Wat jy dink partykeer is 'n blessing in disguise. Hoekom? Want dit wys jou waar jy heiliglik is met jou gedagtes en met jou denkwyse. As jy sê, ek is depressed, wel weet jy wat? Jy het dit sopas oor jouself gespreek. Verander die storie. Vat dit weg. Moenie eers daaraan dink nie. Jy is nie depressed nie. Jy is healthy. Ek het PTSD. You guess what? You are vasgevang met dit wat gebeur het. En jy bly die hele tyd dit oorskryf in jou lewe en jy recreate dit die hele tyd vir jouself, vir jou toekoms, want jy is vasgevang in jou victim state. Jy het anxiety, nee jy het nie. Jy is in beheer van jou eie emosies. Jou anxiety het niks
krag nie, want alles begin by jou denkwyse. Jou emosies is nie in beheer van jou as mens nie, jy is in beheer van jou emosies, jy is veronderstel om beheer te vat van jou emosies. Die oomblik wanneer jy besef dat jy dalk reageer het op 'n emosionele ding, vra jouself, in watse mindset of mindstate is jy en verander dit. Dieselfde met wat jy praat en wat jy sê en wat jy doen, as dit nie in die rigting is wat jy graag wil wees nie, vat dit as 'n sign en sê vir jouself, dankie, ek sien dit. Ek sien dit wat ek besig is om te doen. Ek is besig om victim te wees, of ek sien, ek is negatief, of ek sien hierdie as nie 'n goeie teken nie, ten spyte van hoe ek voel en dink oor die omstandighede. Ek is dankbaar daarvoor, maar ek gaan dit nie aanvaar as my finaal nie. Ek gaan my situasie verander in 'n positiewe denkwyse en ek is dankbaar daarvoor. Okay, ek het depressie. Nee, ek het nie depressie nie. Moenie eers die woord gebruik nie. Ek is healthy. I'm very freaking healthy. Ek is so dankbaar, ek is gesond. Ek kan nie onthou wanneer laas het ek depres gevoel nie. Moenie eers die woord depres gebruik nie. Vat dit uit jou woordeboek uit. Enige iets wat negatief is, verdwyn. Laat dit gaan. Laat dit weggaan. Moenie eers dit entertain nie. En ja, jou omstandighede gaan dalk nie dadelik uitspeel soos wat jy wil hê dit moet uitspeel nie, maar dit is waar jy getoets word as 'n persoon, om te kyk of jy faith het, om te glo dat dinge kan vir jou verander vir die beter. Jy moet verby die illusie kyk, of die illusion kyk, van die hele omstandighede, en besef dat dit is besig om uit te speel, dit is al jou ou denkwyse, en die dinge wat jy die hele tyd geëntertain het vir die laaste 16 jaar van jou lewe, gaan nie net oornag gebeur nie. Daar gaan nog steeds goed opkom wat jou gaan toets, want jy gaan eers jouself moet marineer in die nuwe denkwyse, sodat jy die nuwe goeders kan ervaar. As jy die hele tyd 'n negatiewe persoon was, kan jy nie verwag in een dag se tyd dat alles net miraculously gaan verander nie. En alles gaan net positief wees, en almal gaan net nice wees met jou, en alles, daar gaan toetse wees. En daai toetse gaan jou omstandighede en conditions en circumstances wees, wat gaan in jou oë wees, in jou gesig, en vir jou sê, hoorie, jy het nog nie verander nie. En jy gaan die een wees wat gaan besluit, is jy 'n victim van dit nog steeds? Of gaan jy vir jouself sê, nee, weet jy wat, ek sien wat besig is om uit te speel, dis al my denkwyse, al hierdie omstandighede wat swak, wat ek heeltyd geëntertain het vir die laaste 16 jaar, wat besig is om uit te speel, ek kies die nuwe weergawe van myself, en ek is dankbaar, want dit is nie wie ek meer is nie. Ek is die nuwe persoon, punt, einde van die storie, en ek is so dankbaar, dat ek het nie meer hierdie lelike denkwyse nie. Dit gaan met alles, julle. Dit gaan nie net met finansies so nie, dit gaan met alles wat jy dink, en alles wat jy doen. Watse persoon is jy? Watse persoon kies jy om te wees? Laat hierdie 'n lewensles wees vir jou. Daar is niemand en niks buite jouself wat vir jou maak kies om vasgevang te wees in jou omstandighede nie. Jy alleen doen dit. Want niemand kan vir jou dink nie. Niemand kan vir jou 'n saadjie in jou kop laat plant en jou te laat oortuig of jou laat glo dit is wie jy is nie. Jy kies dit. En ja, ons gaan nog baie hieroor praat, maar dit is waaroor dit gaan. Gaan dink net so 'n bietjie daaroor. Hoeveel keer het jy gesit en dink aan iets en dan het dit gebeur? Of jy het gevrees dat jy in 'n karongeluk gaan kom, want jy het te veel karongelukke al gesien. Jy was self nog eers in 'n karongeluk, jy het nie koek en klou hoe dit is nie, maar jy is so gevrees elke keer wanneer jy in 'n kar klim, is 'n default setting, jy het nie eens nodig om daaroor te dink nie, en hier gebeur dit, en kom in 'n karongeluk, en jy soos, ek het geweet dit gaan eendag gebeur, en nee, jou denkwyse was daar. Jy het dit gemarineer vir so lank, dat dit 'n default setting in jou geword het. Jy het nie eens nodig gehad om daaroor te dink nie, want die oomblik wat jy in 'n kar geklim het, het jy gevrees, dat jy gaan dalk in 'n karongeluk kom. Well, guess what? Dit was jy, dit was niemand anderstens nie, dit was jy het jou denkwyse, was nie op die regte plek nie. Of jy vrees, die hele tyd, dat jy jou werk gaan verloor. Jy gaan by 'n nuwe werk en jy freaking werk nie lank en jy verloor jou werk en jy repeat 'n patroontjie elke keer met 'n ander tipe posisie of met 'n ander tipe werk.
Well, guess what, dis 'n storie wat jy vir jouself geskryf het en geëntertain het, en dit het 'n default setting van jou geword om dit so te glo. Of jy glo dat jou baas vir wie jy werk is 'n horrible baas. Jy het altyd hierdie mense vir wie jy werk wat jou sleg hanteer, wat jou sleg dit, jou sleg dat. Jy verander 'n werk en dit is 'n patroontjie wat die hele tyd met jou gebeur. Daai baas hanteer jou ook sleg. Dis net 'n ander persoon met 'n ander gesig. Dis omdat jy die denkwyse nie verander het nie, want jy kan nie glo dat 'n ander persoon jou kan ordentlik hanteer nie. Dis nie die persoon daar buite nie, dis jy. Verander jou denkwyse, hoe jy dinge begin sien. Dis jou oogpunt, dis jou perspektief, jou point of view. Dis die assumptions wat jy maak rondom die stories wat jy die hele tyd vir jouself skryf, rondom jou omstandighede en die kondisies wat in jou lewe uitspeel. Verander die storie wat jy oor jouself, oor jou mense en jou omstandighede dink en praat, en wees bedagsaam oor jou denkwyse elke liewe dag en elke sekonde. Die oomblik wanneer jy besef dat jy is besig om negatief te dink of in 'n slegte rigting te gaan met jou denkwyse, dan sê jy vir jouself, baie dankie dat jy my uitwys dat my denkwyse nie in die regte rigting gaan wat ek wil graag bereik nie. En ek is jammer vir myself, want jy is die een wat jy besig is om dit te create. En sê vir jouself, ek vergewe myself en ek is dankbaar, maar dis nie wie ek meer is nie. En jy kies die nuwe weergawe, so maklik soos dit. Daar is niks moeilik daaraan nie, niks. En weet julle wat? Julle kan gaan sit 'n bietjie dink daaroor. Daar's soveel dinge in jou lewe wat uitgespeel het, nê? En jy gaan nou vir my sê, maar ek het nie daaraan gedink nie. Jy het nie noodwendig nodig gehad om daarin te ponder die hele tyd nie. Maar gaan dink 'n bietjie terug, toe al hierdie goedjies dalk voor jou uitgespeel het, omstandighede wat nie dalk noodwendig direk met jou gebeur het nie, maar jy het dit dalk in jou ouers gesien, jy het dit dalk in familie of vriende gesien gebeur, en dit het jou laat sleg voel, en jou 'n vrees laat ingaan, en laat dink op daai oomblik en daai stadium, maar vrek, wat as dit met my gebeur, ek sal nie dit wil hê nie, en wees regtig eerlik met jou, want net jy alleen kan eerlik genoeg wees met jouself, om vir jouself daai vrae te vra, want niemand gaan dit vir jou kan doen nie. En wees eerlik met jouself en vra vir jouself, dit wat ek nou net so pas myself die hele tyd aan gedink het, of geëntertain het in daai oomblik, het ek nie dalk daaraan gedink en gevrees nie. Onthou net, dit gaan nie netwendig altyd so uitspeel direk met jou nie. Dit kan gebeur. Jy dink die hele tyd aan kar ongelukke. Jou familie kom in 'n kar ongeluk. Jou kinders kom in 'n kar ongeluk. Want jou denkwyse met die vrees wat jy daarmee aangekoppel het, gaan om jou die hele tyd gebeur. Wag, nog 'n beter ene. Kom ons kyk. Kom ek gee julle 'n toets om te gaan kyk in julle realiteit. Of ek praat wat ek sê is waar. Hoeveel keer wanneer jy aan iets dink, of gefokus is, of hoe jy voel in sekere aspekte van jou lewe, en jy maak jou Facebook, jou Instagram, jou TikTok, jou YouTube oop, en al hierdie mooi boodskapies, nê? Wat so motivational gesegde en spreekwoorde ensovoorts, nê, kom op, en dit sê presies dit wat jy dink en wat jy voel. Dit bevestig dit wat jy dink en wat jy voel is die waarheid. Dink jy dis 'n coincidence? Jou realiteit, jou omstandighede en circumstances speel presies perfek uit wat dit is wat jy die hele tyd op fokus en mee besig is om jouself te marineer in. As jy ongelukkig is en onsuksesvol is, guess what? You're going to be unsuccessful en ongelukkig, en almal om jou, met wie jy te doen het, en met wie jy vriende is, ensovoorts, gaan presies dieselfde deurgaan, want jou awareness, jou denkwyse, is gefokus op dit, en jy kan net kry wat jy op gefokus is op. So jy gaan jouself besig hou, en jou omstandighede gaan presies project, en dit wees wat jy is. Dit is so eenvoudig soos dit. Hoekom dink julle dat mense wat armsalig is, in arm gebiede bly, en nie uit daai uitkom nie? Hulle kinders is armsalig, die kleinkinders is armsalig.
Daai mense bly in dieselfde omstandighede vir generasies en generasies en generasies, omdat hulle denkwyse is dit wat hulle die hele tyd projek in hulle lewe. Julle hoef nie my te glo nie, kyk in julle eie lewe, gaan sit en 'n bietjie inventory neem van dit. In jou gesondheid, jou health, jou verhoudings, dit wat jy alles sê, wat jy doen. Wees eerlik met jouself, want niemand gaan dit vir jou kan doen nie. Niemand. Daar's niemand buite jou wat jou kan red behalwe jy jouself nie. So, kom ons wees eerlik met mekaar, en wees eerlik met jouself, en gaan sit en dink. Gaan regtig gaan sit en dink. Waarmee hou jy jouself besig? Wat praat jy met jou mond? Want jou hart loop oor van dit met wat in jou aangaan. Waarmee voed jy jou gedagtes met jou denkwyse? Is dit in lyn met dit wat jy wil hê en wat jy wil bereik, of is jy so vasgevang in die omstandighede wat nie desirable is nie? Dink jy beter oor jou omstandighede, of is jy nog steeds die hele tyd besig om te voed wat die hele tyd met jou aangaan en wat met jou gebeur?